Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 11de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: pleknaamsveranderinge gaan in die hof betwis word. Nuushooftrekke vir vandag: FSA ambassadeur noem dat boerlied haatspraak is. Pleknaamsveranderinge gaan in die hof betwis word. Mosiuoa Lekota het gehou van Afrikaans sprekennis. Volgens minister, ongeveer 1 miljoen diere is ingeënt teen Back and Closure. Cody Taylor gaan die All Blacks lei, volgens die afrigter. Carlos Alcaraz is weer op die wenpad in sy tennisloopbaan. Die enigste manier om die verandering van pleknaam in Suid-Afrika te betwis, is om die hoogste hof in die land te nader. Lydens die Staatskoerant is die veranderinge op 23 Januarie amptelik gemaak. In die Oos-Kaap is die volgende name verander: Oos-London word Kogompostad, Graafrenet is nou Robert Sobukwe, Aberdeen is Kamdeboe, Adendorp is nou Bishop Limba en Bakrie Oos is Ekepeni. Die handtekening is verlede Vrydag op 6 Maart deur Leander Creer, DA-leier in die Buffalo City Metro, aan die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie gestuur. Creer het gesê op die vorige dag, 5 Maart, voordat die petisie ingestuur is, altesaam 38.500 voltooide besware by McKenzie ingedien is. Volgens Creer het die minister se kantoor ontvangs van die voorleggings rakende Graafrenet, Aberdeen en Arendorp bevestig. Sue Bentley, 'n raadslid in die Buffalo City Metro, het by navraag gesê mense is teen die naamsveranderinge gekant. 'n Alternatiewe naam vir Oos-London was altyd Emonte gewees en sou 'n meer toepaslike naam gewees het teenoor Kogompostad. Sy het verder gesê inwoners van hierdie metro sal eerder die fokus op dienslewering wil hê as naamveranderinge. Sy meen die name kan nie in die Staatskoerant gepubliseer word voordat inwoners 'n kans gegee is om beswaar te maak teen naamveranderinge nie. Intussen sê Louton Hofman, wat namens die inwoners van Robert Sobukwe of Graafrenet praat, al wat hulle wil hê is dat hulle lewens verbeter moet word. Hy meen die geld wat aan die naamsveranderinge bestee gaan word, moet eerder vir dienslewering gebruik word. Leo Brent Boswell, Amerika se nuwe ambassadeur in Suid-Afrika, gee nie om wat Suid-Afrika se howe sê nie. Volgens hom is die lied Kiel de Boer haatspraak. Hoewel daar diplomatieke spanninge tussen Suid-Afrika en die FSA is, beskou Trump se administrasie Suid-Afrika as een van die top 10 lande in die wêreld. Wat hy wil hê is vennootskappe. Hy sien hierdie potensiaal. Hy verstaan ook die ernstige uitdagings, maar hy kyk na geleenthede. So het Boswell gister op die konferensie in Hermanus gesê. Volgens hom is daar baie potensiaal vir Suid-Afrika en Amerika, maar daar is ook 'n paar haakplekke wat uitgestryk moet word, het hy gesê. Sal meen die regerings van Suid-Afrika en FSA stem dalk nie oor alles saam nie en het verskillende rakende internasionale regsprosedures. Rusland se deportasie en gedwonge verskywing van kinders uit Oekraïne na Rusland kom neer op 'n misdaad teen die mensdom, so sê 'n span ondersoekers van die Verenigde Nasies. Die ondersoek is deur die VN se Menseregteraad ingestel na Rusland se inval van Oekraïne in Februarie 2022. Volgens die kommissie het Rusland reeds duisende kinders uit besette Oekraïense gebiede gedeporteer of verskuif. 4 jaar later het 80% van hierdie kinders wat in die gevalle wat ondersoek is gedeporteer of verskuif is, nog nie teruggekeer na hulle woontuistes nie. So lei die verslag. In 2023 het die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Putin sy hegtenisname uitgereik weens die onwettige deportasie van Oekraïense kinders. Hierdie verslag word môre aan die Menseregteraad in Genève voorgelê. Mosiuoa Lekota, wat 77 jaar oud was, leier van COPE, was lief vir Afrikaans en hy sou wou hê dat hulde ook in Afrikaans in hom gebring moet word. So het Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, gister in 'n sitting van die nasionale vergadering in Kaapstad gesê. Lekota is verlede week oorlede nadat hy 'n lang siekbed ondergaan het. President Cyril Ramaphosa het beslis dat 'n staatsbegrafnis vir Lekota gehou gaan word. Lekota was 'n gewilde man toe hy premier in die Vrystaat was. Hy was in daardie stadium nog in die ANC, maar het altyd gesê daar moet hande gevat word om die land op te bou. Onthou Groenewald. Werner Ron, DALP en een van die voorsitters van die NV, sê Lekota was 'n seun van die land en het die prys betaal vir sy stryd teen apartheid deur jare op Robben Eiland in die tronk deur te bring. Bykans 1 miljoen diere is tot dusver landwyd teen Back and Closure ingeënt, het die Departement van Landbou gister bekend gemaak. President Cyril Ramaphosa het dit in Februarie as 'n nasionale ramp geklassifiseer.
Lydens die departement se voorlegging is die meeste diere in Gauteng, naamlik 303,000, teen hierdie virussiekte ingeënt, gevolg deur die Vrystaat op 162,000, Mpumalanga 135,000, Noordwes 104,000, KwaZulu-Natal 65,000, Limpopo 59,000 diere, die Wes-Kaap 54,000 diere en die Oos-Kaap 50,000 diere. Die minste inentings tot dusver is in die Noord-Kaap, naamlik 3,400 gedoen. Bekkenklousier is 'n hoog aansteeklike siekte, maar dit raak nie mense nie. Daar is navorsing wat gedoen word op die vlak van die virus in beenmerg en afval te bepaal, en indien die navorsing betroubaar is en gepubliseer word, sal ons die beleid oor vleisregulasies verander, indien nodig, het die departement gesê. Die reuse eiendom van Wyle Marcus Jooste in die gesogte voëlklip woonbuurt in Hermanus is vir 105 miljoen rand verkoop. Jooste was die jarelange uitvoerende hoof van hierdie groep gewees en het ingekonkel met die groep se boeke. Die om van sy trawante het tot 'n lasbrief vir sy negtenisname gelei. Die dag voordat hy in die hof sou verskyn het, het hy homself om die lewe gebring, nie vers van sy woonhuis af nie. Van sy oud-kollegas is intussen skuldig bevind en ook gevonnis. In 2005 is die huis vir 11 miljoen rand aan 'n maatskappy van Jooste verkoop. Die kopers kyk tans na opsies om die eiendom op te knap om sy waarde te verhoog en positief by te dra tot die woonbuurt en die dorp Hermanus. Die ontplooiing van soldate, net in Gauteng en die polisie en die stryd teen onwettige mynbedrywighede by te staan aan belastingbetalers meer as 80 miljoen rand kos, soos die president Cyril Ramaphosa. Ramaphosa skryf in die brief van 5 Maart, wat die parlement maandag aand uitgereik het, dat hy die DISA ingelig het, dat hy 550 soldate in Gauteng gaan ontplooi, om as deel van Operasie Prosper saam met die polisie misdaad in hierdie provinsie te bekamp en reg en orde te kan handhaaf. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermaglede wat ontplooi word, sal die polisie bystaan om onwettige mynboubedrywighede in Gauteng te voorkom en te bestry. Huislenings wat Absa toegestaan het, waarvan betalings met meer as 3 maande agterstallig is, het in die afgelope jaar met meer as 1 miljard rand of 11% tot 10,2 miljard rand toegeneem. Weens bottelnekke in die verskaffingsneswerke het inflasie gestyg en moes rentekoerse noodwendig verhoog geword het. Baie huiseienaars wat lenings op die rekordlaagtepunte gekry het, is onkant gevang. Dit is die enigste groot leningskategorie van Absa wat 'n verswakking in wanpresterende lenings beleef het in hierdie jaar. Dave Rennie, nuwe hoofafrigter van die All Blacks, sal beslis nie 'n fout begaan as hy die ervare haker Cody Taylor vra om Nieu-Seeland voortand op die veld te lei nie. Rennie het verlede week as die nuwe All Black hoofafrigter aangestel, nadat Scott Robertson in Januarie onverwags deur die Nieu-Seelandse Rugby Unie afgedank is. Volgens Rennie is hy nie haastig om 'n besluit oor die kapteinskap te neem nie. Natuurlik is Scott Barrett 'n fantastiese speler en die huidige kaptein, so ek sal graag met hom wil gesels oor die pad vorentoe, het Rennie aan die media gesê. Die All Black losvoorspeler, Ari Savea, wat vir Rennie se Japaneese topliga klub, Kobe Steelers speel, word ook deur kenners as 'n gunsteling vir die kapteinskap beskou. Savea spog met 108 toetse vir die All Blacks en word deur verskeie aanhangers en kenners as die beste persoon vir hierdie pos beskou. Steve Borthwick, Engeland se hoofbreier, het steeds die ondersteuning van die Engelse Rugby Unie, ondanks die span se eerste nederlaag ooit teen Italië. Hy het egter nou 3 wedstryde op 'n streep verloor. Steve en sy spanafrigters werk onverpoost om te verbeter en ons bly volkome daartoe verbind om hulle en die spelers te ondersteun wanneer hulle die naweek met Frankryk gaan kragte meet. Dit was Italië se eerste oorwinning oor Engeland in 33 probeerslae en dit beteken dat Borthwick se span moontlik vir die eerste keer ooit 'n 6-nasie toernooi met net 1 oorwinning kan afsluit. Borthwick, wat nou 46 jaar oud is, het in Desember 2022 by Eddie Jones oorgeneem as Engeland se hoofafrigter. Carlos Alcaraz speel maandag aan 'n rughand vlughou in sy wedstryd teen Arthur Rinderknecht in die 3de ronde van die Indian Wells toernooi. Die Fransman het die Spanjaard in die eerste stel kwaai uitgedaag voordat Alcaraz die eerste gekeerde met 6-7, 6-3, 6-2 die knoop kon deurraak. Sy volgende teenstander is die gevaarlike Noorweer Casper Ruud wat Valentin Wetserot van Monaco met 3-6, 6-3 en 6-4 gewen het. George Russell en Kimi Antonelli van Mercedes het in die eerste Grand Prix van die seisoen onderskeidelik eerste en tweede geëindig met meer as 15 sekondes voor Charles Leclerc van Ferrari wat derde was. Die tweede wedren van die seisoen, die Chinese Grand Prix, word Sondag in Shanghai aangebied. 'n ongeëwenaarde 23 spelers, onder wie die voormalige Braziliaanse doelskieter Hulk, is Sondag na 'n massabekleierery afgestuur
toe Atletico Mineiro span met 0-1 teen Cruzeiro in Campeonato Mineiro Liga verloor het. Chaos het in die doodsnikke begin toe Atletico doelwagter Everson vir Christian grond toe gestamp het. Christian se spanmaat het Everson onmiddellik gekonfronteer, wat 'n weier-bakleierery ontketen het. Die skeieregter Matheus Delgado het na afloop van die wedstryd 23 spelers terugwerkend afgestuur, 12 van Cruzeiro en 11 van Atletico. Die blaasser het in sy amptelike verslag geskryf: Everson en Christian het weens hulle onderonsie regstreekse rooi kaarte gekry, terwyl die ander spelers weens houe en 'n geskoppery in die bakleierery ook afgestuur is. LIV Golf se insluiting in golf se amptelike wêreldranglys lewer steeds vroeë dividende vir sy spelers, met Jon Rahm wat na sy oorwinning Sondag in Hong Kong 14 plekke opgeskuif het tot 36ste plek. Rahm wat teen die einde van 2025 tot 84ste posisie gedaal het eers tot 67ste en toe tot 50ste geklim, nadat hy as naaswenner in die LIV se eerste 2 byeenkomste van die seisoen uit die stryd getree het. Hy het Sondag se eerste individuele toernooisege sedert September 2024 behaal met 'n oorwinning van 3 houe. Slegs diegene wat in die top 10 in elke LIV toernooi eindig, ontvang ranglyspunte. Die ligblaues kan Saterdag 'n 100ste sege op die rugbyveld oor die ou vyand uit die suide behaal, wanneer die Bulle en die Stormers mekaar op Loftus Versveld in 'n VLK-wedstryd gaan ander. Volgens statistieke by Loftus het die Bulle of Noord-Transvaal 99 uit 206 wedstryde in alle kragmetings met die Stormers of Westelike Provinsie 97 gewen, terwyl 10 ontmoetings gelyk op geëindig het. Die Bulle het die seisoen hulle eerste 3 plaaslike VRK derbies op 'n ry teen die Haie, die Leeu's en die Stormers verloor. Die Springbok Marco van Staden speel Saterdag in sy 100ste eerste rangse wedstryd vir die Blou Bulle. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Dean of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1827, Polokwane 1226, Lephalale 1433, Mbombela 1228, Mahikeng 1330, Pretoria 1330, Johannesburg 1227, Ermelo 623, Kalahari 2233, Gaborone 1631, Richards Bay 1827, Pietermaritzburg 1126, Durban 1927, Port St Johns 1428, Pongola 1630, Maputo 2031, Bethlehem 826, Bloemfontein 1429, Allewal Noord 1429, Welkom 1429, Vryburg 1530, Kimberley 1932, Appington 2435, Prieska 2134, Springbok 2537, Karasburg 2435, Keetmanshoop 2334, Mariental 1933, Alexanderbaai 2543, Brandvlei 2335, Loederitsbaai 2638, Vredendal 2743, Kaapstad 2737, Sutherland 2031, George 2137, Jeffreys Bay 1631, Kibera 1531, Graafrenet 1732, Kaapogillas 1926, De Aar 1931, Multino 927, Beaufort Wes 2335, Oos-London 14 en 30 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.21 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.59. Die euro verhandel teen R18.87. 'n pond kos R21.81. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,234. Palladium per fyn ons is $1,684. Silwer per fyn ons is $89.57. Goud per fyn ons is $5,224. Brent ruolie per vat is $98.96. Gedagte vir die dag: soms moet jy die wêreld 'n bietjie op sy skuif om jou eie hartklop weer te kan hoor. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word verder vir almal toegewens.